Hallo julle. Ons is in Mosambiek en hierdie keer gaan ons Kanda Eiland toe. Nou Kanda Eiland is omtrent so 504 km van Nelspruit af. En dit vat jou omtrent so 8,5 uur om daar te kom. Maar jy moet nou onthou, dit is nou nie die tyd by die grenspos ingereken nie. Want dit is natuurlik moeilik om nou te sê hoe lank jy by 'n grenspos gaan sit. Nou ek sal sê, skryf maar 'n hele dag af aan 'n geryery. Nou daar is verskriklik baie dorpies wat in hierdie hoofpad is. En jy moet maar afslek. In elke ene moet jy 60 km deur die dorpie gaan. En in elke dorpie is daar omtrent 'n spoedklokval. En hulle vang vir jou, hoor. Hulle het vir ons gevang. Nou om dit 'n bietjie makliker vir die drywer te maak, is die passasier moet help soek vir bordjies, soos wat jy ry. Want jy sien nie altyd al die bordjies raak nie. En hierdie brug wat julle hier sien, hy gaan oor die Limpopo rivier. Ja, die magtige Limpopo. En hier is hy amper op sy einde, waar hy by die see inloop. Ja, en hier is ons in die dorpie Shai Shai. En hierdie dorpie bring vir my baie herinneringe terug. Ek was nog 'n klein tjokkertjie, het ek en my pa hier deur gery, ons het 'n boot saamgebring en kom visvang in hierdie see. Maar dit was toe die Portugese nog in bewind was. Toe het die plek ook baie beter gelyk as nou. Nou hier aan jou linkerkant, dis nog van die geboue toe die Portugese in bewind was dit nog van hulle geboue, maar is natuurlik nou vervalle. Maar ons hou stil hier in Sisibuka, want ons moet brood koop. Dis sal die laaste stop wees waar jy iets kan koop. Nou verder af Kussekant toe, sal jy glad nie brandstof kry nie. Moontlik ook nie brood nie. Nou ons vat die pad oos en ons ry nou van die N1 af in die rigting van Kanda Eiland. En as jy daai pyltjies volg en daai rooi paadjie, sal jy sien dit is die pad wat ons vat Kanda Eiland toe. Nou hier kan julle sien, dit is maar tipies hoe dit lyk in hierdie gebiede met die huisies en die winkeltjies en jy ry maar so deur. Ja, maar kom ons gaan 'n bietjie vinniger vorentoe met rock and roll. Oké, ons het nou sommer 'n lekker end gevorder, maar nou is dit weer terug normaal toe. En dit is hoe dit lyk hier in hierdie areas waar ons nou ry, met die huisies en die lyntjies. Elke ou het 'n land om sy huis. En die mense is baie vriendelik, jy waai vir almal. En hier gaan ons nou verby 'n skool ry. Die kinders is nogal mooi aangetrek met hulle swart en wit kleertjies. Maar jy ry so tussen hulle huisies deur, en so langs die skool deur, en alles bly maar omtrent dieselfde met die palmbome en die cashewnutbome. Maar die ou kindertjies is so vriendelik, almal hardloop agter die troepie aan. Waai, wil seker maar 'n sweetie of iets hê. Ja, julle, en ons is amper by Kanda Eiland, maar ek gaan gou vir julle wys op hierdie satellietfoto. Sien julle daai rooi sirkeltjie daar? Dis presies waar ons nou is. En dit is alles 'n varswatermeer hierdie. Hierdie water is nie sout nie, dis varswater. Nou ja, soos ons vorder, gaan ek vir julle wys waar is ons. Ons is nou presies by daai sirkeltjie wat ek daar aandui. Maar kyk hier, hierdie mense het 'n brug gebou met pale en sementblad vir die voertuig om oor te ry. Ek weet nou nie wat is onder daai pale nie, maar is dit nie 'n oulike brug nie?
En nou is dit tyd vir wiele afblaas. Ek blaas my wiele so 1.5 voor en so 1.8 agter. En hierdie beer stem saam. Ek weet, dis nie genoeg vir sagte sand nie, maar hierdie sand is nie so sag hierson nie, so ek dink dit sal oukei wees. En hier is ons vriende, en ons is almal bly ons gaan see toe. Nou vir die laaste stukkie sandpad. En jy kan sommer sien ons is langs die kus, daar loop daai man met 'n hele sak vis op sy kop. Nou soos julle kan sien, dit reën so liggies, maar dit demp glad nie ons geesdrif nie. Ons is nou by die ingang van Kanda Eiland. Ons gaan gou na ons huisie toe ry en dan môreoggend, dan begin die pret. En dit is die volgende oggend en kyk net hoe mooi is die weer vandag. Ons kan net uitsien na hierdie dag. Nou ek en Els doen gou verkenning en die eerste ding wat ons sien is hierdie klomp skulpe. En ek wonder toe flip het, waar kom al hierdie skulpe vandaan? Dit is mosselskulpe, ja, 'n hele berg van hulle. Maar ek gaan nou vir julle die storie vertel. Nou hierdie bote wat julle hier sien en nette, dit is die plaaslike mense se toerusting om vis te vang mee. Nou wanneer dit mosseltyd is, dan haal hulle hierdie mossels uit en hulle maak dit hier op die strand gaar en hulle eet dit. En dan gooi hulle die doppe daar. En dis natuurlik nou oor jare, maar dis waar al daai doppe vandaan kom. En hier is ons in die huisie waar ons nou bly. En elke paartjie kry 'n dag om kos te maak. En vandag is my en Elsie se dag. So, Els maak vir ons lekker worsietjies gaar, braai tomaties, natuurlik is daar ook eiers en bacon en roosterbrood, al daai lekker dinge. Nou ja, soos dit is op 'n eiland, as jy wil van die eiland af, moet jy weer oor die brug ry. Anders was jy mos nou natuurlik nie op 'n eiland nie. So ons soek die pad of is op pad na die Imbondero Beach Bar toe. Maar soos julle kan sien, is ons natuurlik weer hier so half en half, as jy nou die Engelse spreekwoord kan sê, in their personal space. Want jy ry so teen hulle huisies verby, tussen die palmbome en wat, om nou na hierdie beach bar toe te gaan. Nou, ons het natuurlik so hier en daar 'n bietjie verdwaal, want dit is nou nogal nie net sommer 'n maklike pad om te vat nie. Nou hierdie klein huisiekies hier aan jou regterkant wat uit sement uitgemaak is, dit is grafstene of grafhuisiekies vir die dooies se graf. Ja, dis vir hulle gebou so. Nou ja, ons vat weer 'n bietjie spoed, want ons is op pad na daai beach bar toe. Maar 'n mens sou nou nie in jou wildste drome kon gedink het dat dit sal 'n pad na 'n beach bar toe wees nie, want dit is deur bosse, moerasse om by 'n beach bar uit te kom. Maar hier's nog 'n probleempie hiervoor. Ja, en hierdie satellietfoto wys vir jou waar ons nou is. En dis by hierdie bruggie, presies net hier. En Elsie sê vir my, daar's nie 'n manier dat sy saam met my oor hierdie brug ry nie. Ek moet alleen oor ry. Sy sal aan die kant vir my wag. Maar ek vergeet om vir haar te sê hoe ek gaan ry. Hoor haar benoudheid. Jy gaan my naby sien. Ry.
Hierdie een. Ja, het is ingesak. Ek moet hierso inry. Ek moet hier ry met my wiel. Hierso. Hier op hierdie ene. As my een wiel op hierdie een is, dan is my ander wiel omtrent hierso. Nou ek moet sê ek vertrou nie regtig hierdie bruggie nie. Die blou Ford, hy het maklik oorgery. Hy is baie ligter as die troepie, so ek was maar 'n bietjie bang geweest. Maar ons is toe nou oor. Maar daar's nou nog 'n paar kere wat ons gaan oorry, so ons sal sien hoe gebeur dit. Nou ja, natuurlik voel ek nou soos 'n cowboy. En as jy soos 'n cowboy voel, moet jy cowboy musiek speel. So kom ons speel 'n bietjie musiek en ons gaan voort. Nou kyk hoe mooi is dit. Maar ons is nou klaar met die moerasse en die klein bruggie. Nou is dit die strandpad vorentoe na die kroeg toe. So kom ek wys gou vir julle waar trek ons nou weer. Presies waar daai rooi ronde sirkeltjie is, dis waar ons nou staan. Maar nou gaan ons aanry. Laat ons gaan. Nou hier moet jou tydsberekening reg wees. Jy kan nie na daai kroeg toe ry en gaan sit en drink en dink jy kom net sommer terug nie, want dit raak hoogwater en dan kan jy nie hierdie stuk pad ry nie, want hierdie pad is onder water. So ons doel vir vandag is net om 'n bietjie 'n keel nat te maak, besprekings te maak, kyk hoe om hier uit te kom en dan is ons môre weer terug. Noem dit maar 'n verkenningsrit met 'n drankie ingesluit. Ja, so iets. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. Ons is terug by die eiland en ons gaan 'n bietjie tyd op die strand spandeer. En daar aan die ander kant kom die ander twee maats van ons aangestap. Maar ons is lekker georganiseer. Kyk al ons vrugte en kossies hierso by die troepie. Maar die lewe is lekker. Hulle speel met hulle rakette, maar ek dink julle moet bietjie vinniger gaan, hoor. Dis beter. We're killing time in our own honky tonk with a bottle of wine. We're going up, we're coming down. Cheers to feeling alright. It's a hell of a time. Hell of a time. Yeah, we're chilling out here. Ladies in the rear, the feet in the water. Dit was 'n lekker middag geweest, maar nou is dit tyd om terug te gaan na ons strandhuisie toe. Nou ons het 'n troue op hande en ek is nou nie een van die beste dansers nie, so Els leer my 'n paar danspassies daar. Maar ja, ons gaan maar soos ons gaan. Can't fight the feeling.
Nou dis die volgende dag en ons verlaat weer die eiland oor die brug. Anderste was dit mos nie 'n eiland nie, onthou julle nou weer. Nou ons is weer op pad na daai Imbondero Beach Bar toe. Op pad soontoe kry ons hierdie bok aan 'n tou vasgemaak. Alles hier word met toue vasgemaak. Bokke, beeste en hoenders. Nou om te kan drink en te kan eet, moet jy deur moerasse, verby groentetuine en oor dun brûe met houtbalkies ry. Nou ja, dis 'n bietjie 'n klap in die gesig dat Elsie weer oor die brug loop en nie saam met my wil ry nie, maar ek vat dit soos 'n man. Nou my ou maat sê aan die ander kant, moenie jy worry nie, ek sal vir jou oorwys as jou vrou dit nie wil doen nie. En hy wys vir my net soos 'n man alleen kan. En dit is woordswas en ek is oor. Sorry, amper. Ja, okay. Nou vandag ry ons nie onder daai ingang nie. Ons vat nou die pad na die regterkant toe en as jy nou kyk, daar's die klein bruggie en dan ry jy al daai pad langs met die rooi streep tot by die beach bar. Nou kom ek wys vir julle hoe lyk daai pad. Aan die regterkant is die moerasse en die binneland en aan die linkerkant is die see met die sandduine wat die pad en die see basies van mekaar skei. Hier is ons en dis lekker. Nou gaan ons lekker partytjie hou. Dis 'n Deutsche M en dis Mosambiek se gunsteling bier. En terwyl die tafels gedek word met lekker kos, slaan die vrouens hulle drank met stokke. Nou ja, wat kan ek meer sê? Dis 'n feesmaal soos min. Lekker seekos, vis, prons en Deutsche M. Dit gaan goed af. Oom, my genade en troepie sukkel om die draai te maak. Maar ons gaan nie vandag vassit nie. Nie vandag nie. Nou wat kan ek meer sê? Troepie is uit en ons is oor daai brug sonder om oog te knik. Ek gee nie eens vir Elsie kans om uit te klim nie, ek ry net oor. Hoe lekker is dit nie? Ek dink sy het my begin vertrou. Nou ja, die dag het gevlieg en dis laatmiddag. Die kinders moet al die bokke huis toe vat.
Nou ja, ons moet weer op die eiland kom en hoe jy dit doen is jy ry oor die brug. Anders is jy mos nie op 'n eiland nie. Jy moet oor die brug ry. Dit is die volgende oggend en ons hou die vissermanne dop. Al die plaaslike mense is op die strand want dit is 'n lekker dag. Die see is plat en hulle wil vis vang. Hulle is hier so lekker besig, maar daar ver is ouens en kyk, hulle is by daai walvis. Jy kan dit nie oorvertel nie. Kyk, hulle daai walvis het geblaas en daar kom die vin op. Yes, want dit is nice. Nou hierdie spul op die strand, hulle is besig om die bote uit te trek en het al vis gevang. Van hulle maak hulle nette reg en hulle is nie skaam om hulle vangs vir jou te wys nie, want hulle hoop jy wil regtig iets koop. Maar ek hou my kamera hier langs my sy, so hulle kan nie regtig sien dat ek hulle film nie, want anders het hulle vol storieetjies. So hier wys hulle vir my hulle vis, want hulle dink ek gaan dalk belangstel om iets te koop. Jo, maar kyk net hierdie mooi barracuda wat hier jou gevang het. Nou, hy het natuurlik 'n mark vir hom en dis kom hy mooi skoon maak, so hy gaan hom verkoop. Ja, en dan is daar natuurlik ook motorbote wat in die omgewing is en hier bly en kom vis vang. Dis ons 'n lekker plek. Almal is nie ewig gelukkig om bote te hê nie, maar dit werk vir jou, weet. Wat vir jou werk vir jou. Daar's hy. Nou met alles wat in die omgewing aan die gang is, gaan dit ook lekker hier by Troopie. Dis ontbyttyd, hier's lekker eiers in die pan, paus en allerlei ander goede. Maar intussen jaag ek 'n krappie, wat ek wil vir julle wys. Hoe lyk 'n krappie in sy gaatjie? Oulik, né? Na 'n lekker geëtery, rus ons almal lekker op die strand. Dan hou ons die ander mense dop om te kyk hoe hulle uitgaan om te gaan visvang. So hulle launch die boot sommer so reg van die strand af. En ek kry 'n kans om hierdie seevoeltjies af te neem. Kyk hoe mooi is hulle. En dis ons laaste aand en ons maak vanaand lekker pizzas. Kyk hoe mooi lyk hulle. Nou dis die volgende oggend en ons is besig om op te pak. Ek wys vir julle so woordswart so lyk hierdie huisie. En dis natuurlik ons stoepie wat op die see afkyk. En voor die stoepie is 'n heininkie. En in die heininkie is daar 'n duik. Maar is dit nie mooi hier nie? Ja, julle, en dit is sulke tyd en ons moet terug huis toe. Maar dankie dat julle gekyk het, julle klomp ou vasbyters. En dan tot 'n volgende keer. Bye!